wat die Here Jesus vir ons gaan kom haal, dan gaan ons daai laaste paar verse gaan 'n realiteit word vir elkeen van ons. Goed, ons is besig om te kyk na die gedagte vir hoop in onseker tye, om so 'n paar aande stil te staan by ou koning Hizkia se lewe. Daar is soveel dieptes as 'n mens na die man se lewe kyk en lesse wat 'n mens kan leer. En ek gaan poog om vanaand en môre en woensdag nog so 'n paar gedagtes met u te deel, om dit ook vir u te help om te verstaan, maar ook daarmee saam u te bemoedig op u reis saam met die liewe Here. Ek wil vanaand vir ons voorlees uit 2 Konings hoofstuk 20. Dis dieselfde gedeelte wat 'n mens vind in die boek van Jesaja hoofstuk 38. As 'n mens dit sou gaan lees, dan lees 'n mens daar vanaf vers 4 tot in so in die begin van vers 9, maar ons lees vanaand ter wille van 'n bietjie meer volledigheid die gedeelte hier uit Konings hoofstuk 20 vanaf vers 4. Jesaja het die middelste voorhoof nog nie uitgegaan nie, of die woord van die Here het tot hom gekom en gesê: draai om en sê vir Hizkia, die vors van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sal jou gesond maak, en op die 3de dag sal jy opgaan na die huis van die Here, en ek sal 15 jaar by jou daar byvoeg, en ek jou en hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red, en ek sal ook hierdie stad beskut ter wille van my en my knegt Dawid. En verder sê Jesaja, bring 'n vye koek, dit gaan haal en op die sweer gesit, en hy het gesond geword. En koning Hizkia het vir Jesaja gevra, wat is die teken dat die Here my gesond sal maak, en dat ek op die 3de dag sal opstaan na die huis van die Here? En Jesaja antwoord, dit sal vir jou die teken van die kant van die Here wees, dat die Here die woord sal volbring wat hy gespreek het. Moet die skaduwee 10 grade vooruit gaan, of moet dit 10 grade agteruit gaan? Toe sê Hizkia, dit is makliker vir die skaduwee om 10 grade te daal, maar laat die skaduwee teruggaan 10 grade agteruit. En Jesaja die profeet het die Here aangeroep, en het die skaduwee op die grade waar langs dit op die grade van Agas se sonnewyser gedaal het, laat teruggaan 10 grade agteruit. Kom ons lees net tot daar vanaand so saam uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanaand vir u baie dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons vanaand het om so saam te kan wees hier op 'n maandag aand. Dankie dat u die een is wat in elkeen van ons se harte gewerk het, 'n begeerte om vanaand hier te kan wees, en dit ook so vir ons moontlik gemaak het te midde van 'n vol en 'n besige program vir baie van ons mense. Maar dankie ook vir die woord waaruit ons vanaand kan lees. Here, ons gebed is dat u self deur u Gees die woord vir ons lewendig sal maak, dat elkeen van ons wat vanaand daarna luister dit sal verstaan. U sê tog in u boek dat die opening van u woorde bring lig. Ja, dit maak selfs die eenvoudiges verstandig. En daarom wil ons vra, Here, kom breek u self die woord vir ons oop, en kom maak dit lewendig vir ons vanaand, dat ons ietsie daarvan sal verstaan, van dit wat u graag wil hê, dat ons vanaand ook moet hoor. En ons dankie daarvoor vanaand, in Jesus se lieflike naam. Amen. Ek wil vanaand begin deur sommer net 'n bietjie met u te gesels, ter inleiding met 'n paar gedagtes hier op die skyfie, voordat ons kom by die gedeelte van koning Hizkia. Want u sien, somtyds laat God 'n mens wag. En 'n mens moet dit ook kan verstaan, dat die Here het 'n spesifieke plan en 'n doel met elkeen van ons se lewe, maar somtyds laat die Here 'n mens wag. Die Bybel sê vir ons daar in die gedeelte van Psalm 2:31, kan jy maar gaan lees, dat ons tye is in die hand van die Here. Dit beteken my tyd en jou tyd vanaand is in die hand van die Here. Elkeen van ons, my tyd hier in Velddrif en Laaiplek omgewing, is so uitgekies ook vir die Here. En daarom weet ek dat my tyd hier saam is deur God so bepaal, want dit is wat die skrif vir ons daarmee sê. En dan as 'n mens nou so 'n bietjie aanlees, dan lees 'n mens mos daar in die boek van Prediker, daar is 'n tyd vir alles onder die son. Daar's 'n tyd vir oorlog maak, soos Amerika met Iran. Daar's 'n tyd vir vrede. Daar's 'n tyd vir blydskap, staan daar gesê. Daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om te huil.
Dit om te plant en te oes en te groei, daar's dit om dood te gaan, daar's verskeie dinge, alles onder die son staan daar geskrywe in die boek van Prediker hoofstuk 3. Daar's selfs 'n tyd om te verloor ook staan daar geskrywe. Ek onthou so 4 jaar terug het ek 'n toer gevat na Israel toe. Net daar 'n man en sy vrou bespreek vanaf die Vrystaat en ons het hulle goedjies betaal vir die vliegtuigkaartjies en van daar af ook na Israel toe en toe onttrek hulle van die toer af en het nooit die toergeld betaal nie. Sê maar hulle gaan nie meer saam gaan nie tot alles nou klaar betaal is. En toe ek nou daar in Israel kom, toe besef ek maar ek het 'n geweldige verlies gely. Toe lees ek heel toevallig in daardie môre in die skrif die gedeelte dat soms verloor 'n mens. Het was 'n enorme klomp geld wat ons verloor het. Wat ons moes inbid om dit terug te betaal. Maar op daai toer was daar 'n man van Amerika. En toe druk hy 'n koevertjie in my hand terwyl ek op die toer was. En toe ek by die huis kom en ek tel die Amerikaanse dollars, was dit presies die bedrag gewees wat ons min of meer verloor het in Suid-Afrika as gevolg van die 2 mense van die Vrystaat wat toe nie betaal het nie. Maar daar's 'n tyd soms om te verloor, is dit nie so nie? Tyd om te wen, tyd om agter te raak. Daar's 'n tyd onder die son vir alles staan daar geskrywe. Maar tog as 'n mens dan nou aanlees en jy kom by hierdie wonderlike gedeelte van die Psalm 139. Jy weet, jy ken dit so goed. Ek is seker daarvan broer Herman het al verskeie kere verwys na hierdie gedeelte of selfs ook daaroor gepreek as 'n mens dit nou gaan lees wat daar geskrywe staan in Psalm 139. Kom ek lees net vir u. Daar staan: U het my ongevormde klomp gesien. En in die boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie. En ek het daar langs my Bybel die volgende woordjies gaan neerskrywe: My life is been pre-arranged. Nog voordat ek gebore is, nog voordat ek 'n ongevormde klomp was, staan daar geskrywe, het God my naam in sy boek geskryf wat in die hemel is. My life is pre-arranged. My life is pre-provided for. En toe skryf ek ook in my Bybel die woord, my life is been pre-scheduled. En dit het uitgebreek in die COVID-tyd, wat die Here vir ons aangrypend voorsien het, op watter wyse is ook al van reg oor die wêreld, dat ons in Suid-Afrika by die huis kon wees en kon skryf sonder 'n inkomste in daai oomblik nie. En dan met 'n mens nou die teks gaan lees daarmee saam, wat net by die vorige hoofstuk is, hoofstuk 138 verse 8. Daar staan geskrywe, die Here sal dit vir my volëindig. Filippense hoofstuk 1 vers 6 kan jy ook maar gelees, en daarmee saam die teksgedeelte wat Job na verwys, as hy praat van alles sal mooi uitwerk. En as gevolg van dit het daar nie in my hart 'n vrees gekom, soos in baie mense se gevalle nie. Want ek praat van the fear of missing out, van alles wat van toepassing is op jou vanaand en op my, sal die Here op die regte oomblik kom volbring in sy eie tyd, gekoppel aan deel van sy breë plan vir elkeen van ons se lewe. Maar soms op die reis saam met die Here, dat hy jou so 'n bietjie wag voordat hy jou 'n direkte antwoord gee. En ek wil graag vanaand met u so 'n bietjie oor dit gesels, as 'n mens kyk na ou koning Hizkia se lewe, en veral uit hierdie gedeelte van 2 Konings hoofstuk 20, en ook Jesaja hoofstuk 38, in 'n boodskapie, om u so 'n bietjie te bemoedig vanaand, en te versterk in jou geestelike lewe, en jou reis saam met hom, dat jy hoop kan hê, dat alles mooi sal uitwerk op die regte oomblik, die tyd, en alles wat van toepassing is op jou, sal die Here volbring in die regte oomblik. Jy weet, so 'n paar jaar terug, waar dit sê baie jare gelede, was daar 'n man gewees met die naam van André Rieu wat Suid-Afrika kom besoek het. Hy speel mos daai groot orkes van wat die mense sulke mooi musiek maak. En toe besluit ek, maar ek wil my vrou graag na die vertoning toe vat wat daar by Sun City sou plaasvind, en toe ek nou bel, toe sê hulle maar al die kaartjies is uitverkoop, daar's 'n paar plekke beskikbaar in die Kaap. En toe moet ek nou die keuse maak, gaan ons 'n vliegkaartjie koop na die Kaap toe, of gaan ons dit maar net laat verbygaan. En toe sê die vrou vir my op die foon, toe sê sy, meneer, maar as gevolg van die gewildheid en die aanvraag, het ons nog 'n aand bygesit by Sun City die Vrydag aand, en die kaartjies gaan môre op die mark kom as jy sou belangstel. En toe koop ek vir ons 2 kaartjies, om na die man te gaan luister, wat daai musiek so speel met sy viooltjie, want my vrou is gaande oor sy musiek gewees in daardie tyd. Maar daarna dat ek die kaartjies gekoop het, het ek gevlieg na 'n stad met die naam van Warsaw in Poland, om daar te gaan preek by 'n konferensie oor herlewing. En ek onthou toe ek daar opgedaag het,
was daar 'n geweldige skare van mense gewees in Poland, as gevolg van die president van Poland het gesterf in 'n vliegtuigongeluk met 'n groot deel van sy kabinet, toe daar ding gaan bywoon het in die land van Rusland. En toe is al die mense daar, om te kom kyk na daardie, in die gemeente die lijk wat daar gelê het, en as mense nou maar kyk om jou laaste, wat doen mense dit nou met jou simpatie te kom betoken vir die mense. Maar daar was mense van reg oor die wêreld, kameramense van CNN en BBC en Sky News en van reg oor die wêreld. Daar was 'n massa mense gewees. Maar net die dag, terwyl ons daar was, gebeur daar 'n aangrypende ding. Toe kom daar 'n vulkaniese uitbarsting in die noordelike dele van Europa, en toe word al die lughawens toegemaak en die vliegtuie word gestrand, dat niemand kon vlieg in daardie tyd nie. En 'n vriend van my was saam met my gewees daar, wat gaan preek het daar by die konferensie. Hy sê, Franso, hoe gaan ons by die huis kom, ek in Amerika en jy in Suid-Afrika? Ek sê vir hom, hoekom? Hy sê, het jy nie nuus gesien? Ek sê, nee. Hy sê, daar's 'n vulkaniese uitbarsting, daardie wolkkolom van die vulkaniese as is besig om te trek reg oor Europa, en al die lughawens is toegemaak. Ons is gestrand hier in Poland vir die volgende paar dae, ons gaan nie by die huis kom nie. En ek onthou, die volgende môre, terwyl ek besig was met my stilte tyd, toe lees ek in koning Dawid se lewe, waar die Here sê, maar Dawid het 'n krisis gehad by Siklag, en by verskeie ander momente in sy lewe dan praat hy met die Here en sê, Here, dan roep hy vir Abjatar, bring die skouerkleed, kom ons gaan bid daaroor. Dan sê, Here, moet ek opvolg? Dan sê die Here, volg op. Hy sê, Here, sal ek hulle inhaal? Jy sal hulle inhaal. Sal ek die oorwinning behaal? Ja, jy sal. Stap vir stap moes Dawid die Here vertrou vir al die krisisse wat hy gehad het. 4 keer in sy lewe het hy deur sulke momente gegaan. Toe sê die Here vir my, Franso, vertrou my stap vir stap en ek sal jou veilig by die huis bring. Die woord van die Here in my hart. Dis al wat ek gehad het. Party dae het ek so oor my hand gevryf oor die karre buitekant in die vensterbank, en as dit so spierwit van die vulkaniese as. Ons het geen hoop gehad om by die huis te kom nie. Somtyds 'n flikkertjie van hoop as dit lyk of dit wil begin reën. Dan staan daar mense die volgende môre op en vryf ons weer as dit wit van die vulkaniese as. Geen hoop. Bietjie hoop gehad. Maar die ware hoop was gewees 'n woord van God in die binnekant van my hart. Dat ek op die regte oomblik sal die Here alles kom mooi maak, soos wat Psalm 138 sê, en my veilig by die huis bring. Ek onthou, ons het afgery na 'n plek met die naam van Poznan en van Lesnou, en daar het ek gaan preek. Dis nie ver van die plekkie af waar Auschwitz is nie, en ek het daar gaan optree, Dinsdag aand gepreek by die gemeente. Hulle het so 'n kerksaal so hierdie vol gepak. Ons het 2 dienste gehad, na mekaar gepreek, 1 boodskap en tee gedrink en weer gepreek. Die mense kom van heinde en van verre af vir 2 dienste. En toe ons plaas, toe ry ons terug na Warsaw toe 6 ure die nag. Ons kom 4 uur die volgende môre daaraan. En ek gaan slaap sommer so op die bed met my klere aan. En toe maak Camille my wakker. Agter hy sê, Franso, kom saam met my. Toe neem ons 'n opname op die radiostasie op van waarom het God so 'n krisis toegelaat in Poland om te gebeur met die dood van die president. Wat uitgesaai is op die radiostasie van Poland. Daarna het ek 'n onderhoud gehad met 'n groep predikante van Praag, van Czech Republic, wat my boek oor herlewing vertaal het in hulle taal en gebruik as 'n teologiese boek by die fakulteit op die oomblik. Toe ek klaar is, dan sê ek vir Camille, kom ons gaan lughawe toe. Hy sê, Frans, so vroeg vanmôre gekyk, alles is nog gesluit. Ek sê, Camille, die las in my hart is weg vir Poland. Ek het my boodskap afgelewer. Kom ons gaan lughawe toe. Nou ry ons tot daar by die lughawe, daar's nie baie verkeer in die pad nie. Toe ons daar kom, toe gaan die lughawe skielik oop. Daar's 1 vlug wat vandag vertrek van hier af na Munich in Duitsland. En ek kom op daai vliegtuig en ek vlieg na Munich toe en ek kom by die lughawe toe, gaan die lughawe oop in 6 dae se vlugte en waglyste skop skielik in en ek staan daar by die lughawe en ek sit daar met my ou rekenaartjie en ek maak my laptop oop en ek trek my e-pos en die heel eerste e-pos is van SAL wat sê ons het vir jou 'n plek op vanaand se vlug terug na Suid-Afrika. Aanvaar jy dit weer? Klik net hier. Toe kry ek my sitplek nommer nog voor ek by die toonbank was. En toe gaan sit ek in 'n koffieshopie. En toe huil ek. Want toe besef ek wat God gedoen het. Op grond van sy woord en sy belofte wat hy gegee het. Daar was geen hoop om terug te kom Suid-Afrika toe. En hoekom ek noem dit vir u van Andre Rio, want u sien,
Ek het vir myself gesê, jy ou stupid, want ek het die kaartjies van die vertoning in my tas gehad, saam met my, terwyl my vrou sit in Suid-Afrika, dat as ek nou gestrand sou wees daarbo, dan kon sy dit nie eers gaan kyk nie. Ons vlieg toe terug, ek land die volgende dag, net betyds vir die aandvertoning, by Sun City saam met die man. Net soos wat God gesê het. Daar was geen hoop nie. Daar was nie eers 'n bietjie hoop of flikkering van valse hoop nie. Maar net dit wat die Here gesê het. En ek wil vanaand vir u sê, somtyds dat die Here 'n mens so 'n bietjie wag, want hy is besig om te werk in elkeen van ons se harte, in ons lewens, iets baie spesifiek wat ek graag vanaand met u so 'n bietjie oor wil gesels en wil deel. So kom ons staan stil vir 'n paar oomblikke by die skyfie. Die Here se reaksie, net nadat ou koning Hizkia nou gebid het en geroep het tot die Here, die woord waarna ons gisteraand gekyk het, staan daar geskrywe, toe kom die woord van die Here na die profeet Jesaja, toe hy nog eers daar by die binneste voorhof was, het ons gelees in 2 Konings hoofstuk 20. Nog voor hy daar by die karre kom, stuur die Here 'n boodskap vanuit die hemel in die hart van koning Jesaja, van profeet Jesaja, gaan sê vir die koning, my vors, ek het sy gebed gehoor. En ek wil vanaand begin om dit vir u te sê, dit is so belangrik om te kom wat ek noem by die regte plek van gebed. Wat is dit? Jy sien, daar is 'n plek van gebed. In die Ou Testament praat 'n mens mos nou van die tent van samekoms, die plek van ontmoeting, wat die Here met Moses ontmoet het daar in Eksodus hoofstuk 33. En dan later van tyd het ou Dawid mos die tent gehad, die tent van samekoms daar in Jerusalem, toe jy ou koning Salomo, sy seun mos daai pragtige gebou in Jerusalem, die plek van gebed, die plek van ontmoeting waar die tabernakel ingekom het. En later is hy mos nou vernietig oor die jare heen en Zerubabel verbygekom, het so 'n bietjie mooi gemaak, en toe kom koning Herodes in die Nuwe Testament en hy maak hierdie geweldige ding wat gebou is, waarna die Here Jesus verwys toe Jesus daar by die tempel ingestap het in Matteus hoofstuk 21. Die plek van gebed. Wat is die plek van gebed? Dit is 'n plek om die aangesig van die Here te gaan soek. Hierdie gebou vanaand is die huis van die Here, is 'n plek van ontmoeting, is 'n plek van gebed, is dit nie waar nie? En Jesus maak dit so 'n bietjie meer persoonlik as hy praat van Matteus hoofstuk 6, as hy sê, gaan in die binnekamer en gaan bid tot jou Vader wat in die verborgene is, dan praat hy van die binnekamer, die plek van ontmoeting vir elkeen van ons. Maar ek wil vanaand vir u sê, as jy mens kyk na daardie 2 ou mensies, die tollenaar en die fariseer, wat die Bybel van praat, wat gestap het na die plek van gebed, die plek van ontmoeting met die Here. Ek het daar gestaan en gesê, Here, ek is tog nie so sleg soos al die mense hier rondom my nie. Ek vas selfs 2 keer 'n week, ek gee 10% van al my geld, die ou tollenaar. En hy het mos so gesê, of die fariseer. Maar die Bybel sê, hy het weggestap van die plek van gebed af, die plek van ontmoeting met die Here met niks. Maar die ander een het ver gestaan en gesê, Here, wees tog net my sondaar genadig. En hy stap weg met 'n ontmoeting met die Here in sy hart. Ek wil vir u vanaand sê, baie mense kom Sondag na Sondag by die plek van gebed en stap weg met niks. Want hulle harte is nie ontvanklik en reg en gereed vir wat God vir hulle wil sê nie. Maar dis 'n boodskap vir 'n ander dag, hoe kan 'n mens jou hart voorberei? Maar hoekom noem ek dit vanaand vir u? Dit is so belangrik dat u ietsie sal sien vanaand waarmee ons begin, by vers 4. En toe kom die woord van die Here na die profeet en gaan sê vir die koning. So wat is die regte plek van gebed om by uit te kom? Kom ek sê vir u. Jy weet in 1 Konings hoofstuk 3 lees ons van ou koning Salomo wat vir die Here gesê het, toe die Here vir hom sê, begeer vir my wat jy wil hê ek vir jou moet gee. Toe vra die Here, gee vir my 'n hart wat ontvanklik is. Lep shema. Hart wat fyn ingestel is op die stem van die Here. En dan stap die Here met hom 'n pad in hoofstuk 4, hoofstuk 5, hoofstuk 6 en dan begin die taal so 'n bietjie verander in hoofstuk 8. En dan kom ons by hoofstuk 9 uit, 'n aangrypende hoofstuk. En kom ek lees dit eintlik vir u, want dit raak aan dit wat ek nou graag vir u wil sê. In 1 Konings hoofstuk 9. Jy moet dit maar gaan lees in die eie tyd. In hoofstuk 8 het koning Salomo gebid en vir God 4 dinge gevra. Maar die Here antwoord hom en gee vir hom 5 dinge.
in steede van net 4. En hier begin hy net toe Salomo gereed was met die bou van die huis van die Here en die huis van die koning en elke begeerte wat hy wou uitvoer, verskyn die Here vir die tweede maal aan Salomo, soos hy hom verskyn het in Gibeon. Maar dit is eintlik die derde ontmoeting van hoofstuk 6, kan jy maar gaan lees vanaf vers 12 aan, was eintlik die tweede ontmoeting, maar die derde was hierdie, maar die tweede by Gibeon. En die Here sê vir hom, ek het jou gebed en jou smeking gehoor, wat jy voor my aangesig uitgespreek het. Ek het die huis wat jy gebou het geheilig, deur my naam daar te vestig, tot in ewigheid, en my oë, en dan sê hy ook, en my hart sal by jou wees. Ja, my hart. Maar in jou, wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid gewandel het, met 'n volkom, maar wat is die punt wat ek wil maak? Kom ek sê vir u. Die plek van gebed is 'n plek van ontmoeting met die Here. Maar die regte plek is om by daardie plekkie te kom. Wanneer 'n mens kom by die plek van ontmoeting met die Here, die plek van gebed, jou binnekamer, jou stilte tyd, en of soos die koning se rug gedraai het en na die muur gekyk het en voor die aangesig van die Here geroep het tot God wat in die hemel is, dan kom 'n mens by die punt uit, waar die God voor wie se aangesig ontstaan, afkyk vanuit die hemel en jou antwoord. Kyk wat staan daar geskrywe. En toe het die Here, die woord van die Here gekom tot Jesaja en gesê, gaan en sê vir Hizkia. Jy weet, hy lê hier in die bed, die koning, en hy draai sy rug na die muur toe, en hy kyk vir die muur, en hy praat met die Here wat in die hemel is oor, hy wat getrou was, en sy hart wat loyaal was teenoor die Here, en hy het in alles probeer reg lewe voor die aangesig van die Here, en terwyl hy nog besig is om met God te praat oor die saak, staan die Here en hy gee die antwoord nog daar by die motorkarre vir die profeet om terug te kom, om dit vir hom te kom sê. So wat is die regte plek van gebed? Is om by die punt te kom, waar 'n mens die stem van die Here hoor, wat jou antwoord oor wat jy gebid het. Kom ek sê dit vir u weer, daar is 'n plek van gebed, maar die regte plek van gebed, is om by 'n punt te kom in jou lewe, waar jy die antwoord kry, as die stem van die Here met jou praat, oor die saak waaroor jy gebid het. Tot in daai oomblik het u en ek nog geen ontmoeting met God gehad nie. Ons praat maar net, ons vra, ons hoop, ons dink, ons glo, want die Bybel sê so, is dit nie waar nie. Weet as 'n mens na die gedeelte kyk, hoe Andrew Murray gesê het, baie mense vervang selfs Bybel lees en gebed en kerk toe gaan, met die boodskap van intimiteit met die Here Jesus. Een van die grootste probleme het Andrew Murray gesê, in sy tyd van 1860 tot 1904, is dat kerkmense vervang intimiteit met Christus, met Bybel lees, bid en kerk toe gaan. Die vraag is nie vanaand of jy gelees en gebid het nie. Die vraag is, toe jy gelees en gebid het voor die aangesig van die Here, het die Here jou geantwoord vanuit die hemel. Dis die vraag om te antwoord. Want tot dan het ons nog geen ontmoeting met God gehad nie. Eksodus hoofstuk 34 daarna verwys by 'n vorige geleentheid, ek weet nie of ek hier by u gepreek het daaroor eendag nie, maar in my boekie oor die stilte tyd is daar die Here Jesus, eintlik die Here se model, wat hy vir Moses gee van hoe die binnekamer behoort te wees. En God gee vir Moses 10 punte, min of meer wat hy moet navolg. En mens lees daarvan in Genesis of Eksodus hoofstuk 34, wat so belangrik is, gaan lees deur daai hoofstuk weer en maak 'n nota van daai 10 punte. En as God die skepper van die hemel en die aarde dit vir Moses gee en sê, maar so wil ek hê met jy tyd spandeer saam met my, dan is dit mos belangrik om te gaan kyk daarna. Is dit nie so nie? Kyk wat sê die Here vir hom. Hy sê, gaan kap vir jou 2 kliptafels soos die eerstes. Dan gaan ek op die tafel skrywe al die woorde wat jy op die tafels was, wat jy stukkend gegooi het. So nou moet Moses, terwyl almal lê en slaap, is hy besig om homself voor te berei vir die ontmoeting met deur klippe te gaan kap. En dan sê die Here, hou jou gereed in die môre en kom môre vroeg na my toe op die berg en kom vertoon jou aan my en kom staan by my. Dis eintlik 'n aangrypende Hebreëse beginsel. Hy sê, kom wees by my. En dis die woord as 'n mens daarna gaan kyk, is learning how to be there. Jy sien, baie mense is in mekaar se teenwoordigheid. Ons sien paartjies sit in koffiewinkeltjies
En oralste is hulle in mekaar se teenwoordigheid, maar elkeen is op sy selfoon besig met sy eie goedjies waarna mense kyk, TikTok en Instagram en videoklippies en almal wat besig is om goedjies vir mekaar te stuur. Ons is in mekaar se teenwoordigheid, maar ons is nie daar nie. Is dit nie so nie? Jy weet, baie keer bevind ek myself in 'n gesprek met 'n geestelike leier, dan kan ek in sy oë sien, hy is nie by my nie. En ek gaan môre aand so 'n bietjie daarna verwys, van sy gedagtes is by ander dinge. Kyk wat sê die Here vir Moses, kom staan by my daar op die berg. En dan moet jy die gedeelte gaan lees in hoofstuk 34, as die Here sê, kom daar by die tempel, want daar gaan ek met jou praat en met jou ontmoet. En dan sê hy vir hom, kom môreoggend. Dan hierdie vers 5 sê, en die Here het neergedaal in die wolk en by hom kom staan. So die vraag is nie vanaand, of jy gelees en gebid het vandag nie. En of jy by die plek van gebed was nie. Die vraag vanaand is, het jy by die regte plek van gebed uitgekom? Die stem wat praat vanuit die hemel. En jou antwoord. Weet, daar is 'n man met die naam van Manly Beasley. Hy is 'n Amerikaanse predikant wat op 'n dag siek geraak het in Amerika. En toe vra die Here vir hom, Manly, moet ek jou gesond maak of moet ek jou aan die lewe hou? Toe sê Here, as jy my gaan gesond maak, gaan ek vir almal vertel wat u vir my gedoen het en dan gaan ek daarvan vergeet. So hou my aan die lewe. En toe begin daar 'n reis saam met hom, dat hy 3-4 dae per week in die hospitaal is op dialyse masjiene. Dan kom hy uit en dan gaan preek hy die naweek en dan kom hy weer terug die volgende week. En so sit hy met 'n $600,000 rekening per jaar van mediese kostes. En hy het 'n geweldige verhouding met God gehad. Hy het nooit vir iemand 'n sent geld gevra nie. Hy het 'n polis uitgeneem as die Here so gesê het, hy het net gebid, dan voorsien die Here al die geld vir daardie uitgawes op die regte oomblik. Aangrypend. Ek het 200 boeke gekoop van sy lewensverhaal en vir ons mense oor die jare heen versprei hier in Suid-Afrika. Jy moet die verhaal gaan lees, aangrypende verhaal van Manly se lewe. Maar hy het baie goed oor gebed gesê en geloof. En een daarvan is altyd die vraag gevra, het jy al die antwoord van God in jou hand of in jou hart? En as jy dit nie in jou hand het nie, of in jou hart, dat God iets vir jou gaan kom doen nie, het jy nog geen ontmoeting met God gehad nie. Want God antwoord op grond van gebed en geloof. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs hoofstuk 11 vers 2, die mense van die oue tyd het deur die geloof 'n getuienis van God ontvang dat hulle hom behaag het. Die Here gee getuienis in jou hart as jy gebid het oor 'n saak. God antwoord. Ons het vanaand gesing van die Heilige Gees wat woon in die binnekant van ons harte. Dis hy wat vrede gee en 'n rustigheid en 'n oortuiging en 'n sekere wete. Hy bly hier binnekant ons. En daarom is dit so belangrik om hier te begin by die regte plek, die regte moment van die man se lewe, is dat koning Hizkia het geroep tot die Here en voor die profeet kom daar by die karre, het God reeds die boodskap gestuur vanuit die hemel in die hart van Jesaja en sê, gaan sê vir die koning, ek het sy gebed verhoor. Ek weet niks van u vanaand nie, maar ek wil vanaand vir u sê, dat wanneer ons bid, dan reageer God. En soms sê, wag net so 'n bietjie, die vorige skyfie. Ander kere antwoord hy vir jou duidelik, en hy sê nee, of hy sê ja, maar selfs om te wag, is ook deel van God se antwoord vir jou en vir my, maar jy sal dit weet, as God met jou besig is rondom dit, as jy bid oor 'n spesifieke saak. Dan is 'n mens nou so 'n bietjie aanlees, so die vraag is nie vandag of jy gebid het nie, maar het jy 'n ontmoeting met die liewe Here gehad, toe jy gaan bid het oor 'n spesifieke saak? Het God afgekom vanuit die hemel, en by jou kom staan, en by jou kom vertoef, en vir jou 'n antwoord gegee, of die vrede en die rus in die hart, dat hy weet, dat jy weet, hy weet, jy weet, hy weet, dat hy is in beheer van jou lewe, en hy gaan vir jou voorsien op die reg. Het jy die antwoord in die hand, of in die hart? Tot dan, het ons nog geen ontmoeting met God gehad nie. En dan, as 'n mens na die gedeelte kyk, dan moet 'n mens ook begin verstaan, is dat die liewe Here werk soms deur middel van spesifieke middele. En kyk wat die Here in Jesaja se hart gelê. Die profeet Jesaja se hart
As mens die gedeelte weer gaan lees, terwyl die Here met hom praat en vir hom sê, maar ek het jou gebed gehoor. Ek gaan iets omtrent die saak doen. Ek gaan ook die volk beskerm en ook die stad beskik teen die vyand. Die Here sê hy gaan 5-6 dinge doen vir hulle. Maar terwyl hy dit met Jesaja bespreek, lê hy ook in Jesaja se hart dat die Here gaan nie 'n wonderteken doen in die sin van hy gaan hom genees, dat hy gaan opstaan nie, maar hy gaan 'n vye koek gebruik daarvoor. Ek het daar geskrywe dan, somtyds werk die Here deur spesifieke middele soos 'n vye koek. In vers 21 en in daai gedeelte vers 7. En daarom moet ons gebruik maak van al die middele wat tot ons beskikking is. Vir ons as kinders van die Here, want God kan kies om 'n woord te spreek en ons gesond te maak, ongeag wat ons probleem is, of voorsien wat jou ook al jy oor gebid het in daai spesifieke, of die Here kan goed in plek begin sit en oor 'n periode van tyd voorsien, net soos met die vye koek. 'n Vye koek. Om daar op daai seer te gaan sit wat op sy vel was. Die Engelse woord sê boils, hy het seer gehad wat septies geword het. Toe plaas hy 'n stuk koek op daai ding. Nou hy's nie oornag gesond nie, want die koek moet eers in die bloedstroom gaan. En die wonderwerk is dat God gebruik dit om in die bloedstroom te werk om genesing te bring vanaf die binnekant na die buitekant. In ons taal vandag is dit mediese dokters en pille en operasies, is dit nie waar nie. God kan genees of hy kan die medisyne gebruik om te genees. Dit beteken nie as ons vanaand 'n hoofpyn het en hy gaan 'n disprin drink dat die hoofpyn gaan weggaan nie. Die disprin moet in die bloedstroom kom en God moet die pil in die bloedstroom gebruik om jou hoofpyn weg te vat. Is dit nie so nie? Dis nie my geloof in die disprin wat my kopseer wegvat nie. Dit is my geloof in God wat die disprin gebruik om die hoofpyn weg te vat. Dieselfde met die Panado of die ander dinge. Daarom moet ons ten volle gebruik maak van al die middele tot ons beskikking om ons te help om daardie antwoord van die Here te kry oor wat besig is om te gebeur. En dan, terwyl ons besig is daarmee, is God ook besig om te werk. En al wat hy van ons vra, is om by die punt te kom om vir hom te begin dankie sê vir wat hy besig is om te doen. Wat ons net kan doen as ons 'n antwoord van die Here gekry het. Is dit nie so nie? Ek moet seker amper begin afsluit weer. Daar is sekere dinge wat net God kan doen. Ons het vanaand saam gelees. Daar is sekere goed wat net God kan doen. Net God kan 'n reën stuur om daai vulkaniese wolk weg te vat uit Europa uit. Of te laat afsak met 'n reënbuy. Mense kan dit nie doen nie. Dis net die Here wat 'n skaduwee kan terug laat gaan vir 10 grade in steede van vorentoe laat gaan wat hy in elk geval sou gaan soos die tyd vandag verbygaan. En daarom kyk 'n mens na die gedeelte dan vra ons dieselfde vraag wat ou koning Hizkia ook vir die Here gevra het in daai spesifieke gegewe oomblik. En weet jy wat is dit? En dis die vraag, maar hoe gaan ek nou weet dat ek oor 3 dae gaan opstaan en ek gaan die Here gaan aanbid by sy huis daar by die tempel? En al wat die man gehad het, is 'n belofte. Maar tog vra hy ook die vraag, hoe gaan hy weet? En toe gee Jesaja vir hom die teken wat God vir hom gegee het om dit vir die koning te gee. Dat die Here dit gaan doen. Jy kan jouself indink as jy sterwend is op daai bed soos hy. En jy is eintlik besig, die doodsreek hang in die kamer. En die profeet dag op en hy sê maar jy gaan gesond word, want dit is wat die Here sê. En nou vra hy my, wat sal die teken wees? Hoe gaan ek weet dat die Here my gaan gesond maak? En hoe gaan ek weet dat ek oor 3 dae gaan sit hier by die huis van die Here in Velddrif se omgewing? Hy sê dit sal vir jou die teken wees dat jy daar sal uitkom. En die Here gee die getuienis en hy gee die wonderwerk. En vir ons as kinders van die Here vanaand, begin hy met die Here wat antwoord vanuit die hemel. En hy gee dit in jou hart, die vrede en die getuienis dat God in beheer is en dat die Here iets gaan doen wat net die Here alleen kan doen. En dan begin hy werk met middele wat hy in beskikking stel vir elkeen van ons se lewe. En dan begin die Here om die wonderwerk te doen wat net God alleen kan doen. Toe ek daar sit op die lughawe
in Munich in Duitsland. En ek daai e-pos lees en ek klik daai en ek kry my sitpleknommer en ek besef 6 dae se vlugte van Munich af terug na Suid-Afrika toe se waglyste. En God gee vir my 'n sitplek op die vliegtuig terug Suid-Afrika toe, soos wat hy gesê het. Toe het ek begin huil. Want die Here het iets groots gedoen, wat net God alleen kan doen. Ek wil vanaand vir u sê, ek weet nie veel van u lewe af vanaand nie. Ek weet nie wat besig is om te gebeur ook in die eie lewe en dit wat miskien plaasvind in jou lewe nie, maar ek wil vanaand vir u sê, as 'n mens so na die gedeelte kyk en mens lees die skrif wat daarmee saamgaan, dan ontdek 'n mens eintlik dit is soveel dieptes rondom hierdie gedeelte wat verwys eintlik ook na die Here Jesus as 'n mens daarna sou kyk. Dat Jesus het ook gesterf op die kruis op Golgotha en na 3 dae het hy opgestaan soos wat sy Vader dit vir hom gesê het. 'n Wonderwerk, is dit nie? En daarom vanaand, as ek Johannes hoofstuk 6 lees verse 40, dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Oor Jesus se lewe. Nou as 'n mens na die gedeelte kyk, dan wil ek vanaand vir u sê, somtyds laat die Here 'n mens wag. Maar hy is presies in beheer van 'n mens se lewe. En ek het hierbo vir u 3 punte neergeskryf wat belangrik is. God sal sy tyd neem dikwels in 'n mens se lewe, maar God sal nie sy tyd mors nie. Hy weet presies wat hy besig is om te doen in elkeen van ons se lewens. En somtyds is hy besig om te talm, en hy is besig om te werk agter die skerms in jou hart, in jou geestelike lewe, om dinge in 'n plek te sit. En daarom moet 'n mens ten volle gebruik maak van al die dinge wat die Here vir ons gegee het. Die lees van sy woord, en gebed tyd spandeer, en 'n studie maak van sy woord, dat ons kan leer terwyl ons wag op dit wat die Here besig is om te doen. Jy weet, so 2 jaar gelede, ek het daarna verwys met die boekie na die aan wat ek geskryf het, wat gaan oor vrede. Maar ek onthou, toe ek terugkom van Amerika af, in Maart 2024, het vir my gevoel soos dood. Toe ek my dogter gegroet het daar op die lughawe in Nashville en teruggevlieg het na Suid-Afrika, het ek nie geweet of ek vir Werner en Vloney en Klein Christian ooit weer sal sien hier in Suid-Afrika of selfs ook in Amerika nie. Op daai vliegtuig gesit van Nashville na Atlanta, van Atlanta na Johannesburg, en is asof 'n mens het jou begeerd om te eet, kos het smaakloos geword, is asof dit het gevoel soos dood en soos rou in 'n mens se hart om afskeid te neem van jou geliefdes in die buiteland. En toe ek terugkom in Suid-Afrika, ek het siek geraak vir een of ander rede, en ek dink my liggaam het in 'n skoktoestand gegaan, en vir 3 maande lank het die dokters probeer uitvind wat is die oorsaak van die probleem, van al die pyn hier in die bors en rondom die hart en die goed wat nie wil weggaan nie. En ek moes van my een preek toe na die ander kanselleer na Nieu-Seeland toe, maar ek kon die preek toe daarna na Namibië toe nie betyds kanselleer nie. En ek daag daar op en ek ry die aand daar van Pretoria af. Ek slaap die aand daar by Kakamas oor in 'n gastehuis en my dogter bel my van Amerika, van my vrou kontak vir my en ek sê, mamma, ek weet nie wat met my gaan gebeur môre nie, maar die pyne is geweldig. Soveel so dat my vrou ingevlieg is na Appington toe, daar oor die grens gery, daar in die rigting van 'n plek met die naam van Aruap, en daar sy my kom haal en teruggery met die kar na Pretoria toe. En ek kon nie meer bestuur nie. Maar daar het ek gepreek. In daai paar dae, in daai toestand, daar langs die Oranje rivier, het ek een môre gaan kniel. En ek lees die verhaal van 'n vrou met die naam van Catherine Marshall, wat vertel, sy lees die traktaatjie, lees sy van 'n vrou wat 'n invalide is. En sy bid vir jare lank om gesond te word, genees te word, maar niks gebeur nie. Toe op 'n dag, toe kom sy by 'n punt, toe gaan kniel sy daar voor die Here, toe sê sy, Here, ek is nou so siek en sat van probeer om gesond te raak, maar dit lyk my dit werk nie, maar toe sê sy, dit maak nie saak wat verder gaan gebeur nie, ek kies of ek gesond is of nie gesond is nie. Dit is vir my belangriker om by u te wees as om gesond te wees. En toe lees sy dit,
Jy moet die verhaal van Catherine Marshall gaan lees. Sy het vir jare gesukkel met haar liggaam. Soveel so dat haar kinders het by oupas en oumas gaan bly en haar man het party aan in 'n hotel gaan slaap en sy was bitterlik siek geweest. Toe kom sy by 'n punt in haar lewe wat sy sê, maar Here, U kies. En daar langs die Oranje rivier toe ek dit lees, so 2 jaar terug. Toe sê ek vir die Here Jesus, die dokters weet nie wat hier aangaan nie. Angiogram het niks gewys nie. Kolonoskopies, gastroskopies, alles wat hulle gedoen het, het gewys niks. Hulle verstaan dit nie. Sê ek, Here, my begeerte om by Jesus te wees, is groter as om gesond te wees. U kies. Daar langs die Oranje rivier, is so 'n draadstoeltjie gekniel. Daar tussen niks en nêrens. Opgestaan met 'n vrede in die hart. Dat God weet presies wat gaan gebeur. En hy kon laat gaan. Ongeag. Nog 'n jaar gevat voor alles begin beter raak het. Maar ek het nooit meer getwyfel aan dit nie. Dat as God my sou kom haal, dan was ek reg en gereed om te gaan. Jy sien soms dat die Here mens wag, dan vat hy sy tyd. Maar God is nie besig om sy tyd te mors nie. En ek het ontdek, daar's dieptes van gehoorsaamheid. Daar's dieptes en vlakke van gebrokenheid. Daar's dieptes van gemeenskap en geloof en vertroue in die Here. Intimiteit om dieper en dieper en dieper te gaan as ooit van tevore. Tot by die punt wat niks anders saak maak as Jesus Christus en hy alleen wat versadig nie. En dan as 'n mens na dit kyk, dan lees 'n mens dat die Here se wag is nie God se nee nie. Psalm 130 vers 5. Dikwels as die Here vir jou sê, wag net so 'n bietjie. Hy is nie besig om te sê nee nie. Hy is besig om te werk. Daai vye koek is besig om sy werk in die bloedstroom te doen. Is dit nie so nie? Dit is so belangrik om dit te verstaan. En dan wil ek afsluit daarmee 'n laaste gedagte. Want wanneer die Here dan begin werk, na hy so 'n bietjie getalm het, dan is hy besig om sy seën te verdubbel, staan daar geskrywe in die boek van Job. Ek wil afsluit. Elkeen van ons wat vanaand hier is op 'n reis saam met die liewe Here. Elkeen se reis lyk so 'n bietjie anders as die ander een se reis. En soms beland 'n mens in 'n krisisoomblik soos koning Hizkia, waar mense 'n boodskap kry wat jy nie verwag het nie. Of dit nou jou finansies is, of jou gesondheid, of iets wat daar by die huis, of selfs ook met jou familie gebeur het, of nog steeds besig is om te gebeur. En dan kry ons die geleentheid om die kop te draai na die muur toe, om met die Here te gaan praat oor die probleem voor die aangesig van die Here. En ons harte uit te stort voor God, dat ons seker die grootste seëning kan kry van alle geestelike seëninge, afgesien van die kruis en geloofsekerheid in die koms van die Heilige Gees. Weet jy wat is dit? Dat God self jou antwoord. Dit nie aangrypend nie, om te weet dat die skepper van die hemel en die aarde, wat presies weet wie jy en ek is, wat ons behoeftes is nog voordat ons daarvoor bid en vra, staan daar geskrywe, want nog voordat ons 'n ongevormde klomp was, is jou naam geskrywe in die boek van die lewe. Nog voordat ek vra, weet hy reeds. Kan ons by die plek kom waar die Here ons kan antwoord oor dit wat ons gebid het. Dit nie aangrypende voorreg nie. En daarom wil ek vanaand vir jou vra. Ek ken nie vir jou nie, jou behoeftes en jou uitdagings nie. Maar die vraag wat ek vanaand vir jou het het jy al die antwoord in jou hand of in jou hart? As jy nog nie het nie, het jy nog nie 'n ontmoeting met God gehad nie. Al was jy by die plek van gebed. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanaand vir U baie dankie sê vir U woord.
Dankie dat u woord lewend is en kragtig, soos wat daar geskrywe staan in die boek van Hebreërs hoofstuk 4. U ken elke faset van ons harte. U ken die begeertes van ons hart. U ken die versochtings, die uitdagings, die probleme, die dinge wat oor ons pad gekom het en Here, wat ons nog nie eers bewus is van wat tans besig is om te gebeur nie. En Here, net soos wat ou koning Hiskia 'n boodskap gekry het en hy sy kop weggedraai het om alleen te wees en te bid en te praat met u en tyd gehad het om te dink oor sy lewe, hoe hy voor die aangesig van God getrou was en lojaal was en met 'n volkome hart geleef het voor die aangesig van die Here. En geween het oor die toestand, Here, van sy liggaam eintlik in die beloftes wat nog nie waar geword het nie. En nog voordat die profeet gekom het daar by die parkeerterrein, die middelste voorhof, Here, het u vir hom die antwoord gestuur. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vanaand vir ons as u kinders, om te kan weet dat wanneer ons harte stil maak voor u in gebed, en daar voor u gaan buig, Here, ons harte uitstort voor u, soos wat u gesê het deur ou Paulus se lewe, wees oor niks bekommerd nie, maar in alles deur middel van gebed en smeking bekend word by die Here. En dat die vrede, die getuienis van God se Gees ons harte en ons sinne bewaar, soos wat u dit antwoord. Somstyds sê u ja, ander kere sê u nee, maar partykeer sê u wag net so 'n bietjie. En dan weet ons tye is in u hand. En ons hoef nie 'n vrees te hê dat ons sal uitmis in die lewe nie, want u weet presies wie ons is, wat is ons behoeftes en waar ons onsself ook al vanaand bevind. En daarom wil ek vra, Here, dat u vir ons sal help, ook as ons weggaan vanaand hier van die kerk af, en nadat ons ietsie saam gedrink en geëet het, Here, vanaand as ons by die huis kom en ons sit ons kop op die kussing om te lê, dat u deur u Gees die woorde sal vat, Here, dit lewendig sal maak, dit sal vasmaak in ons harte, dat ons binnekamers in die môre 'n plek van ontmoeting sal wees, waar ons sal uitkom by die plek van gebed, maar die regte plek van gebed, waar u ons antwoord met vrede en rus en rigting en duidelikheid, omdat ons 'n ontmoeting met u gehad het. Help ons, Here Jesus, om ons lewe so in te rig, om te leef met die antwoord van God in die hart en in die hand. En dan weet ons, Here, ongeag wat gebeur, oor 3 dae sal ons ook weer by die huis van die Here aanbid, soos wat koning Hiskia dit gedoen het. Want u is besig om te werk in ons, en ook rondom ons agter die skerms, om alles mooi in plek te val, dit wat u in gedagte het vir ons. Want ons sal niks uitmis nie, staan daar geskrywe in die Psalms 138, dat alles wat ons aangaan, sal u kom volbring. En ons dank u daarvoor vanaand, in Jesus se naam. Amen. Hoe laat is dit nou? 10 voor. Ons is 'n bietjie vroeg klaar vanaand. Maar goed, kom ons sluit ons laaste lied af met Hallelujah 173. Ek het u stem gehoor wat roep, o kom tot my. Dis juis die stem van die Here wat vir ons die vrede gee en die rus dat die Here gehoor het as ons met hom gepraat het voor sy aangesig. En daarom wil ek u aanmoedig, gaan leef u lewe met die antwoord van die Here in u hand of in u hart. Hallelujah 173 staande ten slotte in hand in sy vrede. Mag die genade van God onse Vader en die liefde van onse Here Jesus en die Heilige Gees vir u en vir my help om 'n woord en 'n belofte in ons harte hê en te bewaar. Amen.